Goeiemôre, goeiemôre, good morning. Altyd 'n lied in die hart, Ja, Pieter Koen. verseker. Dinsdagoggend was nog nooit so lekker nie. Dis 'n nuwe maand, dis 'n nuwe jaar, amper sê ek jaar. Dis 'n nuwe maart. Kyk, jou energie is aansteeklik. Stem nie saam met my nie, Rosie? Absoluut. Ja. So ons is baie dankbaar. Ek sê vir julle nee, as julle nou moet instap by 'n studio soos hierdie en jy werk saam met sulke amazing kollegas, dan gaan Ja. jy 'n huppel in jou stap hê. Lekker, lekker, Pieter. Wel, daar is baie om na uit te sien in vandag se program. Is julle gereed daarvoor? Ja, propvol 'n oggend. propvol spyskaart wat wag. Goed, as jy 'n ouer is wat droom van 'n huis vol boekwurms, ons gesels later met Tina Cowley oor hoe om jou kinders lief te maak vir lees. Arnold kuier saam met die 11-malige Suid-Afrikaanse supermoto kampioen Brian Capper. En natuurlik maak ons ook tyd vir finansies, saam met ons gunsteling man van finansies, Thys van Sail. Ons hoor ook hoe metal val mure omskep en gesels oor die IFA Crafted erfenisversameling wat inheemse vakmanskap vier en nuwe geleenthede skep. Daar's ook teaterpret met die skreeusnaakse klug, my boetie se sussie se ou en later maak Armand Steenkamp die ateljee warm met sy nuwe enkelsnit Rieks met sy triks. Ring ching ching sê die wasmasjien. Ek en Armand gaan lekker kuier. Ek kan nie wag dat hy hom net so 'n bietjie gooi en dan moet hy nou nog 'n Makrolandse aksent op gooi. Nee broer, jy verstaan nou, verstaan. Hy sê nogal vanmôre vir my, hy dink jy wat Elsa is, Ja. sou ook baie trots gewees het as ek eintlik 'n bietjie vroeër aan Tina Cowley se deure gaan klop het, want partykeer met die uitspraak van my woordjies en hierdie dinge dan toe maar dan staan jy. Ag, Pieter, jy is baie hard op jouself. Hy is, nee, elke dag is 'n leerdag. En hy gaan die mense nou laat dink dat ek nou, ek weet nie, een of ander So juffrou kwaai is hier juffrou agter die is, ja. skerms. Sy's niemand anders as 'n juffrou as ons juffrou. Hou julle van misdaadreekse? Ja, wanneer ek tyd kry daarvoor, dit hang ook maar af, nê? Nee? Ja. Kyk, ek's een van daai sensitiewe kykers. O, is jy? Ek is. Okay. So ek is mal oor true crime en Ja. daai tipe goed, maar ek het ook as kind op hoërskool CSI alles gekyk. Ja. CSI Vegas, Miami, al daai plekke. Wel, daar kry julle die Jy kry baie antwoorde en dinge mos maar met die ja, Dis presies. vir my lekker. daar in sulke reekse nê, kry hulle die forensiese uitslae binne Ja. minute terug. 10 minute later. In die werklikheid, hoe werk dit eintlik hier by ons? Daar's 'n ernstige krisis by die Suid-Afrikaanse Polisiedienste Forensiese Laboratoriums. Daar is 'n reuse agterstand van meer as 41,000 ballistiese sake, sure. te min personeel en verouderde toerusting. Tydens getuienis voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek is erken dat druk om vinnig te werk soms beteken kwaliteit ly daaronder. Dit lei tot vertraagde geregtigheid, moontlike foute in bewyse en selfs die risiko dat skuldiges kan wegkom of onskuldiges verkeerdelik skuldig kan bevind word. En dit is eintlik regtig 'n ernstige probleem. Ja. Want mens dink aan die misdaad en die verskillende goed wat in hierdie land gebeur. Sê nou jou huis word beroof, nê? Hulle neem vingerafdrukke, but the reality is you are never going to get that stuff back first of all, and 10 to 1 the criminals are not going to be caught because there's so much bigger crime that needs to be addressed. But if even like the fingerprint system and there's no, daar is nie soos in al hierdie reekse, dan sien 'n mens nou in Amerika, they've got the fingerprints thing, and if you've committed a crime before, they can track you, if you've got a record, all of that stuff. We don't seem to have a system like that, and I don't know if it's possible for it to get fixed. En ek dink die groot bekommernis hier is die feit dat dit nie 'n nuwe probleem is nie. Hierdie probleem is nou al vir jare 'n krisis eintlik, Ja. as 'n mens dit so kan opsom. En ek dink net op die einde van die dag beïnvloed dit soveel ander aspekte ook, jy weet. So dit is nie net daai spesifieke afdeling of so nie, maar dit het ook dan nou 'n impak op geregtigheid wat moet geskied Presies. eintlik ten laaste. Presies. Ek gaan duiwels advokaat wees en sê, Ja. binne in ons regering is daar soveel crime om te stop en uit te sorteer. Hoekom sal hulle nou 'n plan wil maak om dit wat op straatvlak gebeur? Maar dit is ook vir my verstommend as 'n mens kyk na die polisiediens, hoeveel polisie
dienslede het eintlik sake wat aanhangig is of kriminele rekorde. Like, what are we dealing with here? Anyway, Dis 'n reeks op sy eie, Rosie. dit is. Reeks op sy eie en ek wil net sê dit is absoluut net hoe ons daaroor dink en daaroor voel. Luister, al gehoor van mense wat nou in oosterse lande en goeders dalk met wat se drug trafficking en goeders gevang word en so aan. Maar nou ja, Suid-Afrikaners tans in aanhouding in China oor iets heeltemal anderste. Okay. Ja. Luister mooi, hy's Daar kom die brilletjie. Ja, nou moet jy weet, dis kyk, nou ernstig, lyk nee? ek slim, nou lyk ek baie slim. 'n Suid-Afrikaanse onnie is in aanhouding in China nadat hy 'n vrou raakry. François van Sail de Kok is 'n Suid-Afrikaanse onderwyser van Johannesburg wat in China gewerk het en hy is daar in Wuhan in aanhouding nadat hy glo per ongeluk 'n 67-jarige vrou met sy bromponie raakgery het. Sy is later aan haar beserings oorlede. Hy staar moontlik 3 tot 4 jaar tronkstraf in die gesig terwyl die familie van die oorledene 'n groot skadevergoeding eis. Sy familie in Suid-Afrika probeer geld insamel en onderhandel vir 'n ligter vonnis. Kan jy dit nou oor vertel? That sounds like an absolute nightmare. First of all, I don't think if I had a choice of where I was going to be incarcerated, that any of the Eastern countries would be somewhere where I would want to be. And if it was an accident and they can't prove that he was negligent or that it was his fault that he did it on purpose, like they've got to make some kind of allowance for that, surely. Ek dink dit is enige iemand se grootste nagmerrie. Presies. Jy weet. Veral as jy in 'n vreemde land is, want 'n ou ken nie regtig. Jy's bewus van reëls en regulasies. Ja. Jy weet deur in die middelvlak van okay, ek mag nie doodmaak of dit en dat watter land jy ook al is nie, maar ander lande se toepassing daarvan is soveel strenger of nie. En Ja, dit is ek veral wonder- in China. Ja. Kyk, 'n mens kan nie ek weet nou nie 'n mens moenie dit noodwendig bevraagteken nie, want ek sal graag wil weet wat die res van die storie ook behels. Presies. Veral iets soos die lisensie, verstaan jy? Ja. Het hierdie persoon 'n lisensie gehad om met daai bromponie te ry? Ja. Pita, die ander woord vir bromponie is poegie. 'n Poegie. Ja. 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 Nee, maar dit is 'n ernstige storie, ek bedoel, 'n tragiese storie. So ek sal net graag wou geweet het, verstaan jy, of hy die lisensie gehad het, want ek dink in sommige van hierdie lande is dit nie noodwendig nodig nie en jy kan met daai bromponies rondbeweeg. Ja. Het jy al in 'n vreemde land, in 'n buiteland bestuur? Bestuur nie. Hoe voel dit nie. vir julle? Nog Nee, nog nooit. Ouens, Jy het al. dag 3 in Amerika toe sit ek op die highways daar in Texas. Ja? En maar ook as jy in plekke soos Thailand is met die bromponies en almal wat net ry, Ja. jy voel of daar geen beheer is nie, maar almal weet presies waar om te gaan. Texas, Bali nou was die dit 'n dag. bul geweest? Dit was 'n bul van 'n Was dit 'n bakkie, ja. bul? 'n rodeo. Bul van 'n bakkie. Maar ek moet vir jou sê, ek het nie gesê, "Hee-ha," nie. Ek het gesê, "Ooh." In any case, dress your team for success with Image Makers. Quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and all those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe, because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African. Image Makers. Ka-ting, ta-ting. Kyk nou net hoe pragtig is hulle hierso, hè? Bly ingeskakel, net hier na kuier ons verder.